Kom ons word stil voor die Here. U is die goeie en die enigste heerser. U is die koning van die konings. U is die Here van die Here. U alleen woon in ontoeganklike lig. In u teenwoordigheid kan niemand dit waag. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat jy baie, baie lief het, en Jesus Christus, ons Here. Kom ons sluit die oë, terwyl Bernard ons dan ook voorgaan in gebed. Trou God, Here ons hemelse Vader, aan U wat toekom al die lof en eer van ons harte. Here, ons wil vanoggend U loof en eer. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees as U kinders en ook kon getuies wees van die doop wat U aan ons gegee het as 'n getuienis van U in ons lewens. Hemelse Vader, ons wil vra dat U ook in hierdie erediens met ons sal wees, dat ons sal hoor wat U vandag vir ons wil kom sê. Here, ons bid vir hierdie week wat voorlê. U weet wat elkeen van ons uitdagings is, en ons wil bid dat U ons deur hierdie week sal vat en dat ons oë op U gerig sal hou, dat U vir ons wysheid en insig en krag sal gee in dit wat ons moet doen, en dat waar ons ook al beweeg, Here, dat ons U lig sal laat skyn, U getuienis sal uitleef. Hemelse Vader, ons bid vir elkeen wat vandag siek is, U ken elkeen se omstandighede. Wees met ons in hierdie week, ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Psalm 135, ek gaan enkele verse lees. Psalm 135, enkele verse. Vers 3. Prys die Here, want die Here is goed. Sing tot eer van sy lieflike naam. Ons onderstreep die woordjie lieflike naam. Vers 5. Ek weet, staan daar geskrywe, die Here is groot. Ons Here is verhewe bo al die volke. Vers 6. Alles wat die Here wil, doen hy. Alles wat hy wil, doen hy. Vers 13. Here, U is altyd daar. U is daar van geslag tot geslag. Vers 15. Hier word gepraat oor afgode. 'n Mond het hulle, maar hulle kan nie praat nie. Oë het hulle, maar hulle kan nie hoor nie, sien nie. Ore het hulle, maar hulle kan nie hoor nie. Hulle haal asem, maar hulle leef nie. Tot sover ons skriflesing. As ek vanoggend vir jou 'n stukkie papier gee, en ek vra vir jou, skryf vir my jou reis, jou journey, jou pad neer, wat die Here met jou geloop het tot dusver. Party van julle is al reeds 80 jaar oud, ander van julle is baie jonger. Maar elkeen van julle is op hierdie stadium besig om 'n baie unieke reis en 'n baie unieke journey met die Here te loop. Hoe gaan ek dit verduidelik? Ek en my familie was hierdie naweek aan die ander kant in Rustenburg, wat ons gaan kamp het. Toe stel ek my GPS in. Maar Annelies het ook haar GPS ingestel. Toe ons aan die ander kant uitkom, sy met haar kar en ek met my kar, toe kom ons agter, ons het twee verskillende paaie gery. Want elke keer wanneer haar GPS sê, draai links, het sy links gedraai, en as die GPS gesê het, draai regs, het sy regs gedraai. Ek ken die pad Rustenburg toe. Ek vat die N4, ek ry reguit N4, en dan net voor Rustenburg, draai ek af. So, van daar af, volg ek my GPS. Uiteindelik het ons by dieselfde eindbestemming uitgekom. Sy op haar tyd en ek op myne. As jy vandag vir my van Annelies gaan vra, wie se pad is reg? Niemand se pad is reg. Wie se pad is verkeerd? Niemand se pad is verkeerd. Ons het by dieselfde eindbestemming uitgekom. Terwyl ek op die N4 gery het ek agter vragmotor aangery, die pad het daar een pad geword, en naderhand het ons gestop, en my ervaring van die rit op die N4 was nie baie goeie ervaring geweest nie.
Annelies wat 'n totaal ander pad gery het gepraat van lemoenboorde, en sy het gepraat van hierdie rivierstroompie, en sy het gepraat van 'n klompie ander goed. Toe kom ek agter, maar ons het twee totaal verskillende paaie gery. Ons het op dieselfde plek uitgekom. Daar bestaan vandag 'n spiritualiteit wat sê hier's die enigste pad en dis die regte pad. Daar's net een finale antwoord. Die eindbestemming van die reis. En die GPS is nooit verkeerd. Ons kon op verskillende ander maniere nog steeds na Konka toe gery het. So ek wil vanoggend 'n paar minute met jou deel en 'n paar pensketsse los, waar jy uiteindelik ook gaan moet neersit en jou eie roete moet gaan beskryf. Jou reis, jou journey, pad wat die Here met jou geloop het. So 'n Psalm is Psalm 135. Die Jode was in ballingskap gewees in die jare 533 voor Christus, keer hulle terug uit ballingskap uit. En die paar wat teruggekom het uit ballingskap uit, het uit ruïnes uit 'n totale nuwe toekoms vir hulle gaan bou. Hulle het 'n tempel gebou, hulle het Jerusalem herop gebou, hulle het mure rondom Jerusalem gaan bou. En uiteindelik toe alles klaar was, het die volk bymekaar gekom en hierdie Psalm is vermoedelik deur Esra geskryf. Wat Esra daarna gedoen het is, hy het Psalm 135 gaan skryf as 'n lied. En in daai lied sing hulle tot eer van die Here. Hierdie Psalm het 'n baie interessante woordjie in. Die woordjie ek weet. Een van die bitter min psalms wat jy lees, waar dit 'n algemene psalm is, dan kom die skrywer, dan maak hy een sinnetjie. Hy sê ek weet. Dan praat hy oor God. Die woordjie ek weet, gaan nie oor kennis nie. Gaan oor baie meer. Dit gaan oor lewenservaring. So die skrywer sê, ek het die unieke pad met die Here geloop. En ek het hom op 'n baie unieke manier ervaar. Hy skryf oor sy persoonlike ervaring. Hier sit baie van my lidmate wat deur baie moeilike tydperke in hulle lewe is en wat baie trauma beleef het en wat letterlik kan sit en hulle kan hulle eie storie skryf. En as ek klaar hulle eie storie geskryf het, dan gebruik hulle die woordjie ek weet. Ek weet hoe loop die pad. So wat het hy in hierdie tyd geleer ken en ervaar van God? En dis net die paar punte wat ek gaan noem vanoggend. Net 'n paar. So as hy die woordjie gebruik, ek weet, is dit nie net Bybelkennis nie, lewenservaring. Die eerste een. Die Here het 'n lieflike naam en is goed. Hoekom begin ons by hierdie punt? Het julle gehoor wat sê mense oor God? Hoe God partykeer beskryf word? Die wêreld waarin hierdie mense geleef het, was al verskillende gode. Verskillende name word vir die Here gegee. Maar as hy teruggaan en hy dink oor God, dink hy oor sy naam. Kom ons dink 'n bietjie vir 'n oomblik op jou oor jou naam. Die 5 kinders wat ons vanoggend gedoop het. Die ouers het gaan sit en het baie spesifiek daai name gaan kies. Een van die kinders wat gedoop is, sy naam is 'n samevoeging tussen die pappa en die mamma se name. So is daar baie pertinent gesit en gekies, want 'n naam het 'n betekenis. 'n Naam het waarde. Daar word eer gekoppel aan 'n naam, daar word respek gekoppel aan 'n naam. As hierdie persoon aan God dink, dan sê God het 'n lieflike naam. My en jou God word geopenbaar as die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Die Vader, wat 'n ongelooflike naam om 'n God te kan aanbid, wat jou pa is. God die Seun in Romeine word verwys na ons oudste broer. Wat 'n fenominale voorreg
om Jesus te kan ken as ons oudste broer. En die Heilige Gees, wat die trooster is, wat ons bystaan, wat ons moet in praat. En as ons so na die 3 name kyk van die God wat ek hier aanbid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het ons God 'n lieflike naam. Die tweede kenmerk wat na vore kom. Hy sê God het nie 'n lieflike naam nie. Hy sê ek weet God is groot. En waarna hy verwys is die bonatuurlike krag en die bonatuurlike vermoëns van God. So hierdie skrywer kyk terug in sy lewe en hy sien hoe dat God op 'n bonatuurlike wyse in sy lewe ingegryp het. Daar was momente gewees waar hy in moeilikheid was. Daar was momente gewees wat alles gebreek het. Daar was momente gewees waar hy geen hoop gehad het nie. Daar was momente gewees waar hy in sak en as gesit het. Vir 70 jaar was hulle in ballingskap. Die tempel was platgeslaan. Daar was nie Jerusalem nie. Daar was niks. En toe sien hulle hoe God een miracle na die ander bewerkstellig om hulle terug te bring uit ballingskap uit, hulle in staat stel om die tempel op te bou, hulle in staat stel om Jerusalem op te bou, hulle in staat stel om 'n nuwe tuiste te skep. Miracles. Vertel my van jou miracles. Ek beloof jou, ek gaan nie praat nie. Ek gaan net sit en luister. Dink terug toe jy baba was, laerskool in jou lewe, jou skoolloopbaan, na skool, jou studentelewe, toe jy begin werk het, toe daar siekte in die family was, finansiële krisisse, toe jy slegte nuus gehoor het. As jy gaan stil word, jy gaan begin dink. Jy gaan net dink. Kan jy vir my een miracle na 'n ander miracle vertel? En dan ons praat van as jy terugkyk. As ek na my familie kyk, sien ek miracles. As ek na sommige van julle kyk wat hier voor my sit, sien ek miracles. So wat ek vanoggend vir jou wil sê is, jy is 'n miracle oor die manier en die wyse hoe God in jou lewe gewerk het. Hy sê ek weet God is groot. Die derde punt wat hy noem. Hy sê die Here doen alles wat hy wil. Nou hier moet ek nie 'n vroomlik kop hou. So hy kyk terug. Hy dink oor sy lewe. Hy dink oor die tydperk toe hy keuses wou gemaak het. Toe hy spesifieke pad wou geloop het. Toe hy hom voor sekere deure bevind het. En as hy terugkyk, dan besef hy het presies die pad geloop wat die Here wil hê dat hy moes loop. En dan kyk hy terug. Dan glimlag hy. Hy sê ja, ek het gedink daar was ek in beheer of daar het ek gedink daar gebeur dat. Die Here doen alles net wat hy wil. So die goeie tye, die slegte tye, die krisisse, die trauma, die suksesverhale, agter dit sit God. So by the way, alles wat hy wil, doen hy. Dan noem hy 4 voorbeelde. Hy sê in Egipte het hy verskriklike dade gepleeg teenoor die farao's. In Egipte het hy die eerstelinge laat sterf. In Egipte het hy uitgevoer, verlos en deur die Rietsee gevat. In die woestyn het 70,000 mense gesterf. By Kittim het nog baie duisend mense gesterf. Toe vat hy hulle in die beloofde land in. Toe skenk hy die beloofde land vir die Joodse volk. So hy kyk so terug na die geskiedenis van die Joodse volk.
dan sê hy, alles wat die Here wil, dit doen hy. Moet hierdie vir my en vir jou bang maak, of moet dit vir ons troos gee? Vir jou troos gee. Hoekom? Hy het 'n lieflike naam, en hy is goed. Hy bewerk miracles, en alles wat hy met jou lewe doen, is gefokus op miracles. Die 4de enetjie. Die Here is altyd daar. Ek moet hierdie ondersteun. Ek moet hierdie onderstreep. Die afgelope 10, 15, 20 jaar in my bediening, het ek by mense gaan sit wat gevra het, waar is God? Kom het God nie ingegryp nie. Verlede jaar het ons 'n 13-jarige kind begrawe. Ons het met baie mense baie lank pad geloop. En die vraag was elke keer gevra gewees, waar is die Here? Rukkie gelede begrafnis gehad waar die pa en ma, die vrou van my gesê het, ander persone, kon God man nie net nog lewe gegee het nie, want God gee lewe. En al wat ek vir die persone kon gesê het in daardie tyd, die Here is altyd daar. In die beste oomblik in jou lewe, in die donkerste oomblik in jou lewe, in krisispunte en in goeie punte. Soos die Here in beheer is van die lot van die voorgeslagte, so gaan God ook in beheer wees van die lot van die nageslagte. Hoor mooi wat sê in vers 13 en 14. Here, U is altyd daar. U is daar van geslag tot geslag. As ek na hierdie 5 kinders kyk, klein kinders wat ons gedoop het vanoggend, en ek kyk aan hulle voorgeslagte terug, dan weet ek God was nie hulle voorgeslagte gewees. As ek na hierdie kinders se toekoms vorentoe kyk, dan weet ek God gaan daar wees. Vir die ouers wat vandag gedoop het, wil ek graag 'n stukkie getuienis gee en ek wil jy moet fyn luister. Gaan fors jou nageslag na. Kyk waar kom jy vandaan. Die Bybel sê, God seën ons tot in die 1000ste geslag. My ouers kom uit Duitsland uit. Ek het glad nie Christelik groot geword nie. Op 17-jarige leeftyd buite 'n kerk, sonder enige kerk, het ek 'n Christen geword. Die Here het my geroep, pad my geloop. Baie jare gelede het ek in George opgetree. Toe ek terugvlieg, toe sit 'n katolieke priester langs my, Duitse katolieke priester. En ek en hy praat gesels lekker, en ek sê vir hom, weet jy, dis baie weird vir my. In my familie is daar glad nie Christene nie. En ek is sover dit my kennis strek, die enigste Christen. Toe sê die katolieke priester vir my, gaan praat met jou pa en jou ma, ergens in die voorgeslagte, was daar iemand gewees wat God geëer het. En toe sê hy vir my, God sien die nageslag tot in die 1000ste geslag van die wat hom lief het. Vertel my pa die storie. Ja, sê my pa, in die middeleeue in die suide van Duitsland was daar 'n Endres-klan gewees. Hulle was priesters, onderwysers en prokureurs. Voorgeslagte. Soos God die voorgeslagte seën, en dis wat die skrywer sê, hy's altyd daar, van geslag tot geslag. Die Here behartig die regsaak van sy volk, hy ontferm oor sy dienaars, beteken dood eenvoudig, hy kyk na sy kinders. Die laaste enetjie. Die Here is die gans andere. Ek weet, sê die skrywer, die Here is groot. Ons Here is verhewe bo al die gode. Wat die nasies het is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande. Hier is nie net geskryf met betekenis. 'n Mond het hulle, maar hulle praat nie. Wat het ons God?
Hy het 'n mond en hy praat. Oë het hulle, maar hulle sien nie. Wat het ons God? Hy het oë en hy sien. Ore het hulle, maar hulle hoor nie. Wat het ons God? Hy het 'n oor en hy hoor. Hulle haal asem. Hulle haal nie asem nie. En ons God het 'n hart. Hy sien, hy hoor, hy doen. Wie hulle maak en op hulle vertrou, sal net soos hulle word. Ek vat saam. Die God waarna ons glo, is nie van mense hande gemaak nie. Hy is magtig en hy is goed. Hy woon in die hemel en hy doen alles wat hy wil en hy is altyd daar. Die God waarna ons glo het 'n mond en hy praat met ons. Die God waarna ons glo het oë en hy sien wat gebeur. Die God waarna ons glo het ore en hy luister na ons. Die God waarna ons glo het 'n hart en voel saam met ons. En daarom kan ek ook vanoggend praat van ons God as die ganse ander. Psalm 135 sluit af met 'n loflied. En jy moet jou eie loflied gaan skryf. Huis van Israel, loof die Here. Huis van Aaron, loof die Here. Huis van Levi, loof die Here. Julle wat die Here dien, loof die Here. Aan die Here kom die lof uit Sion toe, aan hom wat in Jerusalem woon. Prys die Here. Ek gee vir jou geleentheid vir stil gebed. Praat vir 'n oomblik met die Here. Sê vir hom, u het 'n lieflike naam. U is groot. Ek aanvaar u doen alles wat u wil. Ek weet u is altyd daar. U is die ganse ander. Ek gee geleentheid vir stil gebed. Vader, u is goed en u het 'n lieflike naam. Ons weet, u is groot, verhewe bo die afgode. Ons aanvaar alles wat u wil doen u. Ons weet, u is altyd daar. Ons bely dat u die gans ander is. Amen. Ons gee geleentheid vir die dankoffer. Die seënbede kom uit Psalm 122. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings.
Terwille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Amen.